Goeiemôre almal. Baie welkom by vanmôre se erediens. Daar het so 'n string mense vanmôre verskoning gemaak. En daar was 'n atletiek en mense se beeste breek deur en daar was 'n lyk my te lekker kombuistee en elke ding. So ja, ons is nou minder as gewoonlik, maar nietemin die van ons wat hier is, ons gaan lekker saam kuier rondom die woord vanmôre. Ons is by die tweede Sondag in Advent en die tema is vrede. Die teks wat ons gaan lees is Psalm 72. Ek het reeds laasweek ook gesê, ons gaan nou tydens Advent, gaan ons so in die psalms rondkuier om ons te help om nie te dink oor die afwagting wat ons kweek nou vir die aanloop vir Kersfees. Nou, ek hoop julle het al julle skape laat slag en die boude is gereed en die tonge is reg en die gammon en elke ding. As dit nog nie reg is nie, jy het nog tyd oor, maar nie veel nie. So jy moet begin spring. Spot net. Ek hoop regtig, en ek het laatst ook gesê dat hierdie tyd, die Adventstyd, vir almal van ons 'n mooi tyd sal wees. Nie net Kersfees self nie, maar Advent ook. En dat ons werklik so in aanloop tot en met Kersfees die Here sal ontdek, saam met die 4 temas wat oor Advent loop. Ons gaan begin deur vanmôre lekker saam te sing staande. 3 liedere, die 2 lofliedere is lied 190, vers 1, 2 en 3, Groot God aan U die eer, en dan lied 201, ook vers 1 tot 3, lofsing die Heer by voor hom neer, en dan die aanbiddingslied daarna, lied 176, Halleluja, U is koning. Leonor, kan ek vra dat ons hom asseblief herhaal, dan bietjie mooi. Kom ons staan en dan sing ons lekker sing.
blaadjie is al die afkondigings wat nodig is. Ek wil net 1 of 2 uitlig. Kyk, die skole sluit ons nou hierdie week. Nou, offisieel, ons almal weet, almal is nou al die kinders is nou al vir 34 maande en 11 jaar reeds by die huis. Maar ja, die skole sluit offisieel hierdie week, so innige meegevoel en baie sterk aan al die ouers. Dan die adventskalender, daar is een in die blaadjie, ek het dit op die sosiale media ook versprei. So, as jy ek stel voor, gaan sommer daar aan bous net toe waar ook al, as jy nou 'n groter kleur en uitgedruk wil hê, hulle druk baie mooi groot en in kleur, so as jy nou een wil opsit in die yskas of wat ook al, om saam met die kinders as gesin iets te doen oor die tyd, soos ook die weeklikse aktiwiteit vir huisgodsdiens, wat ek op hierdie stadium uitstuur. Julle is welkom om dit ook te laat uitdruk, maar ek stuur dit elektronies uit en dit is dan nou om huisgodsdiens so in adventstyd te motiveer. Daar is 'n klomp eredienste hierdie Desember tyd, boonbehalwe by die gewone eredienste, almal van hulle die datums, met die temas en die tye, alles is ook op die blaadjie, ek stuur dit ons elektronies ook uit, maar dit is op die blaadjie, so maak dit asseblief vas in jou gedagtes, in jou kous, in jou sakdoek, in jou oor, waaroor wat jy nodig het, sodat jy kan onthou daarvan. Ons sien baie daarna uit, soms saam met julle almal te kuier, en as jy familie hier is, en hulle kom kuier oor hierdie tyd, hier by julle, bring hulle saam, het sal lekker wees om hulle ook te ontmoet. Daar is 'n kerkraadslid verkies, en het is nou Herman, ons almal ken vir Herman Koeglenberg. Hy is in die plek van Elna verkies op die afgelope kerkraadsvergadering, maar vandag en volgende week is die tyd vir approbasie, so as enigiemand dan nou rede sien, hoekom ons om die op die kerkraad moet bevestig in die amper om op die kerkraad te dien, moet jy asseblief daardie redes skriftelik by my inhandig, en die laaste datum daarvoor is die 21ste. Dan by die wetenskap en voorbring, daar's net een persoon wat ons asseblief op die lysie moet hê, en op hierdie stadium waarvan ek weet, en dis Tannie Betty P, Jan Petersen se skoonmoeder, sy is in die hospitaal in Klerksdorp, en dit gaan maar op en af, so asseblief maar aan haar dink, en dan ook aan Johan en die res van die familie. En dan is daar nou verjaarsdae hierdie week. Vandag verjaar Rientjie, is Rientjie hier? Daar sit sy. Ek het haar nie geraak gesien nie, daar sit sy. Rientjie, baie geluk met jou verjaarsdag. Sy sal nie chocolate was. En dan môre verjaar Tourette en Michaela, is een van hulle hier. Daar is Tourette baie geluk met jou verjaarsdag. En dan Chris Bouwer en Japie verjaars. Oormôre is hulle, of Joppie is. Ja, oom Chris is hier, hy gaan ook in sy chocolate was. En oom mag hom eet. Ek weet dan die na is kwaai, maar oom moet daar chocolate eet. Dis 'n geseënde chocolate, oom moet hom beken. Alleen hom eet. Oom Chris, hoe oud word oom? Sê weer? 92. En daai tyd moes die verjaarsdag my al lank al uitgesit. Oom Chris, baie geluk met oom se verjaarsdag, ek hoop oom met 'n wonderlike dag. En ek hoop die familie doen moeite, ek weet dat Ina sal, maar ek hoop oom met 'n wonderlike mooi dag. Jolandi verjaar die 10de, ek het haar nie gesien nie. En dan Annabel, besy, nee, ek het haar ook nie gesien. Maar die van julle wat verjaar, baie geluk met julle verjaarsdag. Is daar iemand wat vir Jolandi of Annabel gaan sien? Kom haal gou haar chocolate, dan kan jy vir haar gee asseblief. Maar jy mag nie self weet nie. Gaan jy vir Annabel gee?
Dankie hoor. Dis dit rondom die afkondigings. Nou, soos ek reeds dit gesê het, en soos wat ons weet, is nou Advent. Advent is 'n seisoen van wag. Ons Advent wag ons vir iets om in die wêreld te gebeur. Iets om vir ons en in ons gebore te word. Dis 'n tyd van afwagting. Dit vra gewilligheid om die nuwe, die onverwagte te ontvang. Dit vra van ons om oop te wees vir die maniere waarop God in ons lewens aan die werk is. Hierdie seisoen is 'n avontuur en ons het 'n rol om te speel. En daardie rol is om te wag, om onsself oop te maak, ontvanklik te maak, waaksaam te bly. Want iets niets kom, iets niets is reeds aan die gebeur. God het 'n wonderlike geskenk vir jou en vir my voorberei. En nou kan ons onsself in afwagting voorberei om dit te ontvang. Ons aanvangswoord vanmôre is uit Psalm 63 vers 2. God, U is my God. Na U soek ek. My siel dors na U, my liggaam smag na U, in 'n droë, uitgeputte land sonder water. Medegelowiges, genade en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus, wat gekom het, hier is en weer gaan kom. En die Heilige Gees, wat ook in Adventstyd God se hoop, vrede, vreugde en liefde in ons harte laat leef. Amen. Nou, vriende, ons gaan die horlosie sien verby tik, en as ons nou op die Adventskalender die dae dood trek, dan sien ons dat die tyd kom al hoe nader vir Kersfees. Sekonde vir sekonde, dag vir dag. Tyd staan nie stil nie, en juist in Advent. En dis 'n lekker tyd om so stukkie vir stukkie nader te stap na die Kersboom en die lekker feesvieringe rondom die etenstafel saam met ons hartsmense, en berei ons onsself voor, want ons weet dat daar's iets spesiaal op pad. Daar's soveel wat ons nodig het om klaar te kry. Ons moet dadelik iets daaraan begin doen, is wat ons nou vir mekaar vertel. En ma dink allerhande planne uit vir pa om te doen, sodat voorbereiding kan plaasvind, want groot Kerstyd is op pad. En ons kan nie meer net stil sit en stil bly nie. Ons sal nie of vrede en hoop in die wêreld sien kos wat as ons dit nie self bewerkstellig. Terwyl ons die vrede Kers aansteek, sien ons dat so baie tyd alreeds verby is, maar daar is nog genoeg tyd om op te tree en voor te berei vir dit wat kom. Voordat ons na die Kers aansteek, kom ons bid eers saam en sing 'n lied in afwagting vir dit wat die Here nou gaan doen. Kom ons bid saam. Genadige, barmhartige God, terwyl ons die seisoen van Advent binnegaan, Here, word ons deur die profeet Jesaja daarin herinner dat U beloof het om die God van ons toekoms te wees. Nie net die God van die geskiedenis van die gebeure in Bethlehem. In hierdie dae, terwyl daar nog oorlog en gerugte van oorlog reg oor die wêreld is, dank ons vir U belofte van vrede en geregtigheid. Selfs al lyk dit op hierdie stadium soms net soos 'n droom. Genadige en barmhartige God, bemagtig ons om heilig voor U te leef. Help ons om met verwagting na U te kyk, in die wete dat U terugkeer, selfs vandag dalk nog kan aanbreek. Mag ons lewe soos mense wat gretig is en gretig op U wag in alles wat U in
met en deur ons doen. Deur Jesus Christus, ons verlosser, bid en vra ons dit. Amen. Kom ons nou sittend en voorbereiding met 179, ook al 3 verse, Vader in die hemel, die 3 eenheidsheid. Ons het gelag en gesing, toe het ander mense gesê, die Here het groot dinge gedoen. Luister en hoor, God se belofte is waar. Ewig en nou, alreeds en nog, God se beloftes is waar. Ons het verlede week die kers van hoop aangesteek en hierdie week steek ons dan ook die kers van vrede. Nou, terwyl ons Advent vier, het ons vanmôre die wonderlike voorreg om ook die sakrament van die doop te bedien. En dis eintlik 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen, want juis met die geboorte van kinders, en wanneer kinders gedoop word, dan word ons herinner daaraan dat babetjies, kinders, bietjie hoop kweek, waar ons soms voel dat dit hopeloos is rondom ons. Ons almal weet tog ons, wanneer ons moederloos is, of wanneer dit vir ons lyk dat die wêreld rondom ons te veel boelie, en ons as volwassenes is half, dit ons wiele is pap. Dan kry ons die nuus van 'n nuweling wat gebore is, of ons gaan besoek geliefdes of naasbestaandes in die hospitaal waar 'n babatjie gebore is, of ons gaan woon 'n kind se verjaarsdagpartytjie by, of ons kom woon 'n doopviering by. Dan is ons wiele weer opgeblaas. Dan voel ons weer ons sien kans verloor. Want in die glimlag van 'n baba en in die geboorte van 'n nuweling vind God se beloftes aanklank by ons harte wat smagtend daarna is om te sien dat dit wel 'n realiteit is en nie net leë beloftes. Hierdie doop wat ons nou bedien vanmôre is juis
so 'n geleentheid om ons net weer te kom herinner dat die hoop en die vrede wat ons nou reeds vier, 'n werklikheid is en nie net 'n leebelofte. Al is ons besig om reg te maak daar agter en dan sal hulle nou vorentoe kom wanneer dit reg is. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan en ons noem dit ons nou verbond. Dat die verbond in vergelyk word met die testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament hierdie verbond ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken, hy is ons Vader wat ons liefhet en wat vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarin ons geboor word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf van sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit. Selfs al verstaan hulle nog nie wat die betekenis hiervan is. En die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Sommige gebruik dit as 'n mooi gewoonte ter wille van ander mense of ter wille van tradisie of kultuur wat dit nie is. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling wanneer die kind nou ewe skielik spiritueel en oormatig deur God beskerm word teen gevaar en ongeluk. En dit is ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry vir die eerste keer. Hy is ons nou lank al daar is. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan ons as mens kom verbind. Nou kan ek vra dat klein Jakobus ook vorentoe gebring word is. Ons verbind onsself as ouers aan die doop, die verbond, die belofte, die kind, en om die kind groot te maak op 'n spesifieke manier. En kom ons herinner mekaar dan net eers weer aan hierdie verbintenis. Ons het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle as ouers opreg die volgende vraag sal antwoord. Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens, aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van die verlossing. En beloof julle om hierdie kind na die leer, na die beste van julle verhoor, te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Ja.
En jy voordat ek hom nou doop, as ouma en oupa wil voordat jy kom, kan jy maar as oupa gaan staan. Dis is reg. Maar ek dink die niggies of die niggie en neefie, as hulle wil kom kyk, kan hulle ook al voor staan. Kom aan, ons gaan nie by my. Jakobus, Josias, Oleta, ek doop jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons het gehoor dat die ouers hulle belofte aflê en hulle self verbind tot dit wat doop beteken en ook om vir Jakobus groot te maak binne die leer van die kerk, die leer van die verlossing en ook dan as ouers wat primêr die geestelike ouers van hulle kinders is. Maar nie net hulle is deel hieraan. Die hele gemeenskap van gelowiges, familie en die gemeente het ook daaraan deel. Nou wil ek vir julle deur die doop het hierdie kind deel aan die gemeente geword. Daarom het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kind en sy ouers te ondersteun. Beloof julle as gemeente, geloofsgemeenskap, om hierdie verantwoordelikheid so na te kom dat hierdie kind die Here kan leer ken, om kan liefkry en kan dien en kan groot word tot eer van sy naam. Wat is julle antwoord? Ja. Nou, by die doop gee ons 'n doopkers en die doel van die kers is dat julle jaarliks op hierdie dag, 7 Desember, die kers sal aansteek. En dan 'n doopviering sal. En hom sal vertel, kom steek julle die kers aan. Hy is gedoop, weet hom hoekom is hy gedoop en wat dit beteken om gedoop te word. En wanneer julle dit doen, en julle steek hierdie kers aan, dat julle saam met hom sal stil word. En saam met hom sy geloofsreis nou sal begin. Ja, waar is dit? Kom as ek saam met my die geliefdes. Voordat ons na die woord van die Here lees, kom ons bid saam. Here almagtige God, dankie vir die voorreg dat ons nou hierdie sakrament kon beleef en kon deel het daaraan. Dankie Here dat U hierdie beloftes, soos wat ons vier en aanvind, hoop, vrede, vreugde en liefde, dat ons hierdie beloftes vanmôre saam met die bediening van hierdie sakrament as 'n werklikheid kon ervaar en kon internaliseer. Here, en ons wil werklik vir U vra dat U, soos wat ons hierdie beloftes as 'n werklikheid vanmôre kon sien, kon ervaar, dat U nou ook in werklikheid vir ons 'n ontmoeting met U sal bewerkstellig. Here, en daarom bid ons vrymoedig dat U ons byeenkoms sal seën, maar nee, dat U ook nou self deur die woord met ons sal kom
praat. Daarom bid ons, kom gesels met ons, Here. Ons kinders luister graag. Amen. Nou, die teks wat ons vanmôre saam lees, is uit Psalm 72, en ons lees die eerste 7 verse. Van Salomo. O God, gee die beslissings aan die koning, die geregtigheid aan die seun van die koning. Mag hy die volk met geregtigheid oordeel, die magteloses met billikheid. Mag die berge vrede bring vir die volk en die hemels geregtigheid. Hy sal die magteloses van die volk se regte handhaaf. Die kinders van behoeftiges verlos, maar onderdrukkers verpletter. Hulle sal vir u ontzag hê solank die son en die maan nog daar is, vir geslagte lang. Mag die koning wees soos reën wat neerdal op 'n gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurweek. In sy tyd sal regverdiges floreer, en daar sal vrede in oorvloed wees, tot die maan nie meer daar is. Ons lees tot so. Wanneer ons hierdie psalm lees en ook die ander psalms soos die wat ons verlede week gelees het en ons dink aan die temas van Advent, dan voel dit vir ons asof daar 'n baie groot skeiding is tussen ons werklikheid en God se ideaal. Die ideaal wat God verkondig en wat hy beloof deur die psalms en deur die temas en wat ons half voorsmaak hiervan kry in Kerstyd teenoor die werklikheid wat ons hier beleef. En ons sal almal ons nie eers te praat oor die werklikheid wat ons nou van weet, wat eintlik maar 'n teenstelling is met onder andere soos dit wat ons nou in hierdie 7 verse gelees het. Hierdie vrede wat sal aanhou tot die maan nie meer skyn nie. En die geregtigheid wat God wil bewerkstellig. En dan kyk ons na dit wat gebeur in die leierskap van ons land, of met 'n plaasmoord, of met die korrupsie, of wat ook al in die munisipale kantore, of wat ook al die geval mag wees, selfs in ons eie huise. As ons dink aan die geregtigheid en die vrede wat God beloof, en ons kyk na Boetie en Sissie wat mekaar se hare uittrek en ore afblik, dan voel ons regtig, daar's hierdie dualistiese, teenstellende beeld wat in ons leef. En ons weet nie mooi hoe om dit hanteer. Hoe verkondig en glo ek hierdie hoop, vrede, vreugde en liefde, terwyl dit daagliks rondom ons nie noodwendig altyd, soms doen dit, maar nie noodwendig altyd so lyk nie. Hoe maak ons met die teenstellende prentjies? Nou God se ideaal vir leierskap is eintlik in hierdie hele psalm, nie net die 7 verse wat ons gelees het nie, is baie duidelik in hierdie psalm. Hierdie leierskap waarvoor Salomo bid, wat hy vra wanneer hy bid dat die Here vir hom sal gee wat hy nodig het, sodat hy die goddelike koning kan wees soos wat God het van hom verwag. Daardie eienskappe, daai ideale leierskapstyl word baie duidelik hier uiteengesit. En een daarvan is dat hy deur sy geregtigheid en regverdigheid en billikheid, dat hy sal vrede bring. Maar die vrede wat hier verkondig word, soos wat dit nou in die grondteks is die woord shalom. Nou, ons almal ken shalom, as dat dit beteken vrede, maar eintlik beteken dit baie meer. Wanneer hulle mekaar in Hebreëus, die Jode,
mekaar in Hebreëus groet met die woord Shalom, dan beteken dit meer as net die vrede tussen 'n boetie en 'n sussie, of die vrede in 'n huis, of die vrede in 'n land, of die vrede waarvoor ons bid in Palestina, wat ook al, dis meer as dit. Dit is ook 'n stuk heelheid. Want hierdie vrede van God, wat net God kan bewerkstellig, bring heelheid juis daar waar verhoudinge verbrokkel. Vrede tussen familielede wat al vir dekades lank nie met mekaar praat nie, as gevolg van die ene of ander ding wat gebeur het. Om weer daai verhouding te herstel. Dit is ook 'n stuk welsyn, want hierdie vrede wat God bewerkstellig, beteken juis ook dat daar armoediges, gemarginaliseerdes, behoeftiges, 'n stuk vrede gebring word om vir hulle te sê, ons maak jou weer deel van die gemeenskap. Ons aanvaar jou met jou gebrokenheid en met jou heelheid, soos wat jy my aanvaar met my gebrokenheid. Jy is nie meer 'n gemarginaliseerde nie. Ons erken jou menswaardigheid. En dit bring harmonie. Nou, harmonie klink op die oog af asof dit dieselfde is as vrede, maar eintlik is dit. Harmonie beteken dat almal, en as ek nou dit musikaal eintlik kan verduidelik, dan beteken dit dat almal op dieselfde noot sit. Of dit nou 'n oktaaf laer en of dit 'n oktaaf hoër is, middel C. Almal kom weer op noot en middel C. En volg die ritme. En wanneer ons almal saam hierdie lied hoor, dan is dit harmonieus, met ander woorde, dit klink mooi. En soos hierdie Shalom, bring dit weer harmonie tussen almal wat God erken as hulle God, hulle koning. En daarom is hierdie heerskappy waarvoor Salomo bid, en dit wat God eintlik wil bewerkstellig, is soos reën, so die voorbeeld of die metafoor wat die psalmdigter Salomo gebruik, is dat dit is soos reën. En reën kom op sy tyd. Ons kan vir mekaar sê die reën is nie genoeg nie en daar's droogte, of daar's te veel reën en dan verspoel dit, of wat ook al. Dit is so binne ons verstaan daarvan. Soos wat ons dit graag sou wou hê op die kalender, ten opsigte van plant en oes, al die dinge. Maar reën kom op sy tyd. God weet baie beter as wat ons dink ons. En daarom herinner hierdie reën ons nie net aan reën op droë grond of in 'n droë land, maar ook aan die wysheid en die voorspoed van God wat kom op sy tyd, soos wat dit nodig is, aan wie dit nodig het. Solank as wat ons, soos wat ons nou sê, ontvanklik is daarvoor. En die slot van hierdie psalm, gaan lees dit maar gerus by die huis, is so mooi. Dit is 'n lofgesang om God se gesag te erken. Hierdie koning wat eintlik die koning is. Want onthou, enige ander koning, so Salomo, Dawid, almal anders, die leiers in ons land, of dit nou die ideale leier is waarna almal opkyk, almal van hulle is maar in diens van God. Selfs in ons huis. Die leier waarna almal opkyk, kom ons praat van die patriarg van die familie, of die matriarg, of dit nou ma is, en of dit nou ouma is, en of dit nou pa is, en of dit oom is, wie dit ook al mag wees, is in diens van God. So eintlik weet ons mos nou, dat die werklike leier, die werklike koning, is God. En soos wat ons nou gesê het, ongelukkig die mislukking van mense,
veroorsaak dat daar wegbeweeg word van die ideaal, dit wat God eintlik vra van die leierskap. Jesaja 11, aan die ander kant, herinner ons aan iets anders. Ons almal ken Jesaja 11, dit is die metafoor van die Isaïe-stomp. Die afgekapte boom wat op die oog af lyk asof dit 'n dooie stomp is, en dan spruit daar nuwe lote uit, nuwe lewe. En wanneer ons so moedeloos is, want die werklikheid wat ons in die oë staan teenoor dit wat God eintlik, die ideaal wat God, daai prentjie wat God teken, en ons voel moedeloos en ons sien dit nie raak nie, dan kan ons net weer 'n bietjie gaan Jesaja 11 lees. Want dan vra ons die vraag af, maar hoe laat God dit dan reën op daai ouens wat hierdie ideaal breek? Die ouens wat korrup is, die ouens wat eintlik volgens ons standaarde dit nie voorsien. Hoe laat God dit reën op daai ouens se lande? Dan moet ons onthou dat God sien dinge raak wat ons nie noodwendig raak sien. Niemand sou raak gesien het dat daardie stomp ooit weer sal kan lewe voortspruit. Wat doen God? Hy sien die potensiaal en hy laat die lewe voortkom. So God sien heel moontlik dinge in ons werklikheid, in ons realiteit raak, wat ons nie raak sien. En dan laat God dit reën op die ander ou se lande, terwyl ons dink hy dit nie verdien nie. Hoekom? Want God se plan is veel groter as ons korttermyn idees. En daarom kom gee God aan ons tekste soos hierdie om vir ons te wys hoe dit veronderstel is, hoe dit behoort te lyk, ongeag of ons dit kan nakom al dan nie, want God sien in ons en in ander potensiaal raak wat niemand anders raak sien. En die beste voorbeeld daarvan was die feit dat die baba in die krib gelê het. Want God het soveel potensiaal in ons kom raak sien, dat Christus, die beloofde Messias, wel gekom het en wel gebore is, terwyl hy God is. En glad nie nodig het om dit te kom doen nie, maar het die potensiaal in ons raak gesien, om te kom sê, of om te sê, ek kom doen weer die moeite van my kant af, juis, omdat ek 'n groter prentjie raak sien. Dat God self sy goddelike troon omsien, om mens te word, om hierdie gebroke verhouding, wat ons gebreek het, te kom herstel, want God glo in ons potensiaal. Soos 'n Isaïe-stomp, wat weer lote voortstaan. Die doop wat ons nou vanmôre gevier het, beklemtoon juis al hierdie waarhede. God is altyd die een wat die inisiatief het. Dit kom van hom af. En God bring vrede. 'n vrede wat meer is as net die vrede waarvoor ons bid. En God bring hierdie vrede juis in hierdie babatjie se lewe. In Jakobus se lewe is dit werklikheid. Selfs nog voordat hy besef het wat hier gebeur. Want God laat hom nie voorskryf deur die feit dat ons dit wel kan verstaan al dan nie. Hy gee dit reeds vir ons. Net soos wat God dit vir Jakobus gegee het, het God dit lankal reeds vir ons gegee, nog voordat ons besef het dat ons dit nodig. 'n diepe harts interne vrede wat geen mens vir ons kan bring, net God. En daarom is God se regering oor Jakobus se lewe, oor ons lewens veel groter as die idee van beskerming wat ons afbid wanneer ons vir God bid dat hy die leierskap in ons land of in die wêreld sal gee wat hulle nodig het om ons te kan beskerm. Daarom is die prentjie wat
Psalm 72 skets. Ook God se prentjie oor leierskap vir ons as volwassenes in Jakobus se lewe. Is dit hierdie eienskappe wat daar gelys word? Juist dit wat God verwag van ons as volwassenes, wat die leiers is en kinders se lewens. En is hierdie ideaal eintlik ook die eienskappe wat God van my en jou verwag, nou eens. En die mooi hiervan is dat as ons hierdie eienskappe nastreef in ons lewe, dan is ons ambassadeurs. Ambassadeurs van God, ambassadeurs van Shalom. En ons ken die spreekwoord, as ons 'n verskil wil sien, moet ons die verskil wees. As ons die verskil wil wees in hierdie kinders en jong mense se lewens in hierdie land, dan moet ons dit nou al leef. Hierdie gebed wat Salomo gebid het, was nie net vir hom nie. Vir ons ook. Ons kan nie anders as om hierdie leierskap wat God verwag, nou reeds 'n werklikheid te maak. Selfs al is dit net in die kleine. Omdat op so 'n manier maak ons kinders groot in 'n veilige wêreld waar goddelike vrede heers. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie realiteit wat ons daagliks in die oog staan, vir 'n oomblik kan vergeet, juis om u 'n realiteit weer 'n keer aan te sien. Dankie vir die voorreg dat u in ons die potensiaal raak sien, sodat ons die vredemakers kan wees. Ons bid hier, Salomo, dat u vir ons kom gee wat ons nodig het, juis om goddelike leiers te kan wees in 'n wêreld waar kinders bedreig word. Ons bid Here ook dat u heerskappy, u leierskap, ook weer 'n bietjie vrede in ons hart sal bewerkstellig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nie nou die dankoffers opneem nie, ons sal dit by die deure opneem, so ons gaan nou voort deur te staan en dan ons slotlied lekker hardop saam te sing. Dit is die 599 vers 1 en 3, terwyl ons nou gedoop het, 'n regte kinderlied, om ons kinderlike verwagtinge ook weer bietjie te bevestig, as hy weer kom. En dan bly ons staan vir die seënuitspraak en die sin van die Vader aan die einde. Amen.
Medegelowiges, dankie dat ek vandag saam met julle kon kuier rondom die woord van die Here. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die hoop, lyding, nabyheid van die Heilige Gees en God se vrede sal elke dag by jou wees, van nou af tot in al die ewigheid. Amen. Daar is koffie en tee vir die